Vanmôre wil ek praat oor God gee tweede kanse. In ons geloofslewe is daar soms hoogtepunte en daar soms laagtepunte. Ons val hier en ons staan op. En dan kom daar tye wat ons nie regtig weet of God nog in ons prentjie is nie. Ons voel baie keer verlore. En ons weet, ons glo die woord, maar ons voel baie keer, ons is nie heeltemal opgewasse vir die wêreld nie. Maar ek wil vanmôre vir ons lees, ek wil kyk na Simon Petrus. Hoe het Simon Petrus se pad gelyk saam met Jesus? Sy hoogtepunte, sy laagtepunte. Wie en wat hy was op die einde van die dag. Simon Petrus was net 'n gewone visserman. Hy het elke dag uitgegaan, hulle het vis gevang, hulle het teruggekom, vis verkoop, en dit was hulle roetine daagliks. Nou kom ons lees Matteus 4 van vers 18 tot 20. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. Daar het Petrus se pad saam met Jesus begin. 'n Pad van geloof het hy saam met Jesus gestap. Maar kom ons kyk net so 'n bietjie na hierdie scenario. Jy's besig om te werk en hier kom iemand in die pad af en hy sê, kom werk by my. Wat gaan jy doen? Hoe gaan jy optree? Jy moet 'n sterk geloof hê om te kan sê, ek sit die tools neer wat ek mee besig is en ek volg hierdie man wat my sê, kom werk by my. Kom loop saam met my. Dis 'n teken van 'n sterk geloof. In die bewys van hierdie geloof kan ons sien wanneer ons Matteus 16 lees, 16 vers 13 tot 19. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord hom, sommige sê Johannes, die doper, sommige sê Elia, ander sê Jeremia, of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee,
En wat jy ook al op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Toe Jesus vir hulle gevra het, wie sê julle is ek? Het Petrus dadelik geantwoord. Hy het gesê, U is Christus, die Seun van die lewende God. Hy het dit onmiddellik geantwoord, want hy het die geloof gehad en hy het geweet dat dit is wie Jesus is. Petrus het die waarheid gesien. Hy het dit bely en hy het dit geglo in sy hart. Toe sê Jesus vir Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Jesus het vir hom die autoriteit gegee om te bind en te ontbind. Jesus het vertroue gehad in Petrus, want hy kon sien dat Petrus het geloof. Petrus geloof is sterk. En Jesus was bereid om hom te gebruik om sy kerk te begin. Maar dit het nie gekeer dat Petrus foute maak nie. Kom ons lees Johannes 13 vanaf vers 36 tot 38. En Simon Petrus sê vir hom, Here, waar gaan U heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. En Jesus sê vir hom, Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe gee vir U. Nou Jesus antwoord hom, sal jy jou lewe gee? Voorwaar, ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon nie. Dit het Jesus vir Petrus gesê, net voordat hy weg is, om gekruisig te word. Kom ons lees Johannes 18 vers 17 en dan vers 25 en 27. Dit was terwyl hulle Jesus weggevat het om gekruisig te word. Toe sê die diensmeisie by die deurwagster vir Petrus, jy is tog ook nie een van die disippels van hierdie mens nie. Hy sê, ek is nie. Hy ontken dat hy betrokke was by Jesus. Vers 25. En Simon Petrus het hom staan en warm maak en hulle sê vir hom, jy is tog nie ook een van sy disippels nie. Toe ontken hy dit en sê, ek is nie. Een van die hoëpriester se diensknegte, wat familie was van die man wie sy oor Petrus afgekap het, sê, het ek jou nie in die tuin by hom gesien nie? En Petrus het dit weer ontken. En dadelik het die haan gekraai. Dadelik het die haan gekraai. En dan lees ons in Lukas 22 vers 61. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. Petrus het die woord van die Here onthou, wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Ek dink dit was 'n skok vir Petrus, om te besef, Jesus het hom gewaarsku, en hy het Jesus 3 maal verloon, presies soos wat Jesus hom voorspel het.
En nou kyk Jesus na hom terug. Ek dink hy het baie sleg gevoel. Ek dink Petrus was baie diep teleurgesteld in homself. Want Jesus het hom gewaarsku. Jesus het vir hom gesê hy gaan dit doen. En hy het dit gedoen. Na Jesus se opstanding het hy verskeie kere aan sy disippels verskyn. Kom ons lees Johannes 21 vers 3 tot 17. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle iets om te eet? Hulle antwoord nee, want hulle het niks vis gevang die nag nie. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant van die skei en julle sal kry. Hulle het toegegooi en deur 'n menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bootkleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disippels het met die skei gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Toe sê Jesus vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skei geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra wie hy is nie, omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die oggendete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, ek weet dat u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom toe 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Hy het bedroef geword, omdat hy die derde maal gevra het jy my lief? Hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Nou kom die vraag by 'n mens op, hoekom het Jesus 3 maal daai vraag gevra?
Simon, het jy my lief? En daar's 3 redes wat ek kan opnoem hierso. Die eerste was, Jesus het Petrus genees van sy mislukking. Deur die eerste keer wat hy hom gevra het Petrus geweet dat Jesus met hom praat en nie vir hom kwaad is nie. En Petrus het genesing ontvang vir sy mislukking. Die tweede keer het Jesus hom aangestel as leier. Jesus het hom aangestel as die stigter van sy kerk. En in die derde maal het Petrus en ons geleer dat ware disippelskap kom net deur liefde. Dit is hoe ons kan leer uit Simon Petrus se doen en late, dat ware disippelskap kan net deur liefde kom. Ons moet Jesus lief hê. En daar het Jesus vir Petrus sy roeping en 'n opdrag gegee. Daardie roeping het vorm aangeneem op Pinksterdag. Dit is waar dit begin het. Op Pinksterdag, toe Petrus die evangelie verkondig het met krag. En daar kom duisende mense tot bekering. Ons lees dit in Handelinge. Ek gaan nie nou daar lees nie, maar dit is in Handelinge 2. So as ons nou kyk, die man wat Jesus verloon het, word 'n rots waarop ons Christendom en die kerk van Jesus gebou word. En dit is wat Jesus in die begin vir Simon Petrus gesê het. Hy het gesê, op hierdie rots gaan ek my kerk bou. En dit is presies wat daar gebeur het. Nou kan ons kyk na ons eie lewens. Hoeveel keer stel ons God teleur? Ons stel God teleur daagliks. So Simon Petrus sy boot agtergelaat het en Jesus gevolg het, moet elke mens op 'n punt kom waar hy dit waarmee hy besig is los, sy hart vir die Here gee, die wêreld agterlaat en Jesus volg. Om Jesus sy redder en saligmaker te maak. En wanneer ons daai besluit maak, moet ons weet, ons moet in God se weë wandel. Ons moet die woord lees en vertrou. En ons moet in Jesus se spore volg. Ons moet doen wat God van ons verwag. Ons moet alles wat ons nodig het van God vra en vertrou dat God dit sal voorsien. Ons moet leef volgens die woord. Die woord is daar vir ons om ons te leer, om ons te lei. Ons moet elke dag ons gedagtes vernuwe en bid. Bid sonder ophou. Baie van ons het 'n opdrag van God gekry. Baie van ons het talente gekry. Wat doen ons daarmee? Wat is jou passie? Daai passie wat God in jou hart gesit het. Wat is dit wat God in jou geplaas het? Verwaarloos ons dit? Doen ons wat God van ons verwag om te doen? Doen ons dit wat God ons mee geseën het? Of dwaal ons af? Skuif ons daai dinge op sy? Ons lewens is baie besig. Hierdie wêreld hou ons weg van God. Met allerlei goed waarmee hy besig hou. Ons
Doen alles. Ja, ons moet werk en ons moet kos hê, ons moet eet. Maar ons moet ook tyd aan God spandeer. En dit wat God vir ons gegee het, moet ons gebruik. Nie net vir jouself nie, maar vir die mense om jou. Want dit versterk hulle geloof. Dit tel hulle op. Wanneer jy doen wat jy moet doen, wat God vir jou gegee het, tel dit die mense om jou op. En ons kan doen met dit, want God het dit vir ons gegee. Ons moet tot stilstand kom en besef, God het hierdie goed vir my gegee. Wat maak ek daarmee? Jesus het vir Petrus gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. En tog het hy Jesus 3 maal verloon. En op die ou end teruggegaan en gaan visvang, sy ou lewe. Maar agterna, toe Jesus aan hulle verskyn, het Jesus vir hom weer 'n opdrag gegee. Deur die vraag wat hy hom gevra het. Het jy my lief? En hy het ook gesê, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Dit was 'n opdrag om na sy gemeente, na God, na Jesus se gemeente te kyk, om hulle te leer. En dan kyk ons na die Pinksterdag, waar 3000 mense tot geloof kom. Het Petrus gedoen, en hy het geluister. Hy het opgestaan, en gedoen wat God van hom verwag, wat Jesus van hom verwag. Ons moet nooit twyfel aan God se vergifnis nie. Wanneer God ons vergewe, vergewe hy dit, vergewe jou. Hy dink nie weer daaraan nie. Hy gee jou weer 'n kans. As jy foute maak, ons maak almal foute, weet net, God is nog steeds lief vir jou. En God vergewe jou sondes, alles wat jy verkeerd doen, wanneer jy dit bely, opreg bely voor God. Petrus het net bely, ek het U lief. Dis al wat hy gesê het. U weet ek het U lief. En Jesus het sy posisie herstel. Dit wat hy in die begin vir hom gegee het, die opdrag wat hy hom gegee het hy vir hom teruggegee, hy het daai posisie herstel. En hy het hom 'n leier gemaak. En as ons kyk na die woord, na Petrus se verhaal, dis ons verhaal. Ons weet dat ons kan teruggaan na Jesus, ons kan teruggaan na God, wanneer ons foute gemaak het, en hy sal ons vergewe. Ek kan net vandag vra, het jy Jesus lief? Het jy Jesus lief? 'n derde maal, het jy Jesus lief? God gee vir ons nuwe kansse. God gee tweede kansse. Dit bly eintlik eerste kansse. Want wanneer God jou vergewe het, dan vat hy dit weg, so ver as die ooste van die weste. Hy dink nie weer daaraan nie. So jou volgende kans is nie jou tweede kans nie, dis weer 'n eerste kans. Want God het die res vergewe. Hy skryf dit af. Hy dink nie weer daaraan nie. Jou mislukking is nie jou einde nie. Wanneer jy misluk, dis nie jou einde nie. Dit kan die begin van jou getuienis wees. God skryf jou verhaal nie met jou mislukkings nie, maar met sy genade. En dit is al wat ons het, is God se genade. Ons kan allerhande dinge doen.
wanneer ons sonde bely, God vergewe ons deur sy genade. Wanneer ons struikel, tel God ons op. Ons mislukkings is nie die laaste woord nie. Jesus se genade is. Die haan mag kraai, maar God se stem roep jou nog steeds terug. Al kraai die haan, al besef jy, Jesus het my gewaarsku. Daar kraai die haan. Nou is ek gedoen. Nee. God roep jou terug. Simon Petrus het gegaan van verloner na prediker tot rots. Dit is die krag van God se genade, die tweede kans. En as Petrus 'n rots geword het, die rots waarop Jesus se kerk gebou is, kan jy ook 'n rots word. Elkeen van ons het die potensiaal om 'n rots te word. Ons het die potensiaal, elkeen van ons. Hoe gering jy ook al dink jy is, jy het die potensiaal om 'n rots te word. Want iewers is daar iets wat jy vir iemand moet wys, sodat hy kan glo. Ons moet net bereid wees en beskikbaar. Dit is al wat God van ons vra, al wat Jesus vra, is wees bereid om te doen, om dit wat ek in jou gesit het, voluit te leef, uit te bring, sodat jy die mense om jou kan optel. Wees beskikbaar. Want God kan jou gebruik, net wanneer jy beskikbaar is. En dan wil ek daai vraag net by jou los. Is jy beskikbaar? Is ons beskikbaar? En is ons bereid? Vat dit saam met julle, daai twee vrae. Is jy bereid? Is jy beskikbaar? En dink daaraan oor hierdie week, want dis al wat God vra. Wees bereid en wees beskikbaar. Amen.